Baie welkom by Mos Wêreldwyd aanlyn tuiskool se potgoeie. Hierdie potgoeie word geskep om jou as ouer te bemagtig om jou kind te ondersteun. By Mos Wêreldwyd wil ons jou kind help floreer in 'n onbekende toekoms. Lekker luister. Baie welkom by vandag se potgooi. Baie welkom aan al ons luisteraars en dankie vir almal wat ingeskakel het by ons. Ons gaan vandag kortliks praat oor hoe kinders se karakter en ritme ontwikkel kan word by die huis. Ons verwelkom vandag een van ons eie Mos mammas. Baie welkom Benedette. Benedette het 'n dogter waarvan ek weet by Mos Wêreldwyd en ek sien baie uit om te hoor wat jy vandag vir ons gaan sê. Baie dankie Minjonet. Ek sien ook regtig uit om met jou te gesels. Benedette, ek gaan begin met my eerste vraag en ek het nou genoem jy het 'n dogter by ons. Maar ek wil graag weet in watter graad is jou dogter en het jy net een kind of leerder dan nou by ons? Minjonet, Carmia het sopas klaar gemaak met graad 10 op die Mos-stelsel en Karel, ek het vir Karel ook, hy is in graad 12. Ja, hy is in graad 12. Hy doen dit oor 2 jaar. So hy het nou die eerste jaar klaar gemaak. So volgende jaar doen ons net keusevakke. Dis fantasties. Ek het nooit eens geweet dat jy nog 'n seun dan nou ook by ons het nie. Wat 'n lekker brokkie inligting vir my. Okay. En dan Benedette, geniet jy dit om 'n tuiskoolmamma te wees? Is dit vir jou lekker? Minjonet, dit is my verskriklik lekker. Ek sal nie sê dat dit sonder uitdagings is nie, maar ek sê regtig elke dag dankie vir die voorreg om dit te kan doen. Dit is regtig vir my spesiaal en ons het nou al van klein tyd af tuiskool of tuisonderrig en dit was regtig lekker om te sien hoe my kinders ontwikkel en groei. En as mens terugkyk oor die jare, die dankbaarheid om deel te kon wees van elke tree, dit is baie spesiaal vir my. Natuurlik. En sou jy dit anders wou doen as jy die kans gehad het? Nooit ooit nie. Nee, ek sou nie. Dis goed om te weet. Dis wonderlik. So sê gou, hoe beskryf jy wat karakterontwikkeling by kinders is en watter spesifieke eienskappe dink jy behoort daar ontwikkel te word? Net vir my is karakterontwikkeling by kinders die ontwikkeling van waardes, wat dan op die einde van die dag bepaal wie en wat hulle is en hoe hulle die lewe gaan aanpak dan nou vorentoe. So ek onthou toe ons die besluit geneem het om tuisonderrig te doen, het ek so teen die muur die vrugte van die gees gaan plak en dit was my vertrekpunt gewees, want ek dink dit was my soos die ultimate waardes wat ek by my kinders wou inbou. Ja. So dit het baie ontwikkel deur die jare. Dit was meer as net dit, maar ja, daai was die fondasie, die vertrekpunt gewees. Ag, dis goed, dankie. En sê gou vir my, hoekom dink jy is karakterontwikkeling belangrik vir kinders se leer, vir hulle sosiale vaardighede en dan ook hulle algehele persoonlike groei? Ek dink dit is belangrik Minjonet, want ek seker almal van ons soek volronde, gesonde, gelukkige kinders wat suksesvol gaan wees in die lewe. Ek dink ons soek kinders wat nie bang is om nuwe dinge te leer nie, wat nuuskierig is, wat uitdagings met ywer gaan aanpak en nie gaan terugstaan daarvoor nie. En dan dink ek wil ons ook kinders hê wat gesonde verhoudings kan bou, wat ook sal weet is wederwysige respek en empatie wat daarmee gepaard gaan, want verhoudings is, dink ek, die belangrikste deel seker van ons samelewing. En dan ook kinders wat emosioneel en geestelik regtig sterk en gesond is. Ja. Dis goed, dis baie waar wat jy sê en dis iets om aan te dink, definitief. As jy 'n tuiskoolouer is. Sal jy sê karakterontwikkeling kan help om selfdissipline en verantwoordelikheid te bou, want jy weet by die mos, jy sal nou weet as 'n mos mamma is verantwoordelikheid speel 'n baie groot rol. Jou kind moet daai verantwoordelikheid, hulle moet daai vaardigheid kan leer. So sal jy sê deur karakterontwikkeling
kan dit help dan om daai selfdissipline en verantwoordelikheid te bou. Ja, ek dink definitief so Minionet en ek dink ook die ouerhuis is juis die perfekte omgewing waarin hierdie ontwikkeling kan plaasvind. Want dit is 'n veilige omgewing waar kinders hulle self kan wees en kan ontdek en kan groei met die leiding van 'n ouer. En definitief bevorder karakterontwikkeling, selfdissipline en verantwoordelikheid. OK, dankie. En hoe kan ritme of rotine ontwikkeling kinders se konsentrasie en leervaardighede beïnvloed, sou jy sê? Hierdie is 'n groot een vir my. Ja, hy is nogal 'n groot vraag. Ek het 2 kinders wat totaal verskillend is in terme van rotine en hoe hulle dit aanpak en persoonlikhede. So dit is vir my nogal 'n ek wil amper sê iets waaroor ek heeldag sal preek vir ander mense. Maar ja, rotine skep 'n gevoel van veiligheid vir kinders. So ek dink nie ons kan ooit verby die belangrikheid van rotine kom nie. En aanvanklik aan die begin van ons tuisonderrig journey, sal ek nou maar sê, het ons 'n unschooling metode gevolg. En dan kan mense maklik dink unschooling, hulle doen niks nie, hulle staan op wanneer hulle wil, hulle is heeldag in hulle pyjamas. Maar dit is nie hoe dit moet werk nie. Daar moet steeds rotine hê, omdat rotine die veilige omgewing skep vir 'n kind. So ek dink ook dat daai rotine verminder angs by kinders. En wanneer die angs minder is, kan kinders konsentreer en kan kinders beter leer. Maar ek dink dit strek baie verder ook as dit. Dit gaan ook oor tydsbestuur en al daai goed. As jy 'n rotine het, is dit net makliker om al daai goedjies te doen wat jou lewe vir jou makliker maak en jou meer effektief maak op die einde van die dag. Ja. Natuurlik, en ek dink soos jy nou ook genoem het, die ouerhuis, dit sluit aan by rotine en ritme en veiligheid, wat daai 3 het nou vir my uitgestaan. En dit verwyder ook, dit haal ook die angs af van die leerder of die druk. Kom ons sê nou maar eerder die druk van die leerder af om te floreer. En dit maak vir my sin dat elke kind is anders. Soos jy nou sê, jou 2 se rotines verskil dag en nag. Maar elke kind moet vind wat vir hulle werk, stem jy saam? Ja, ek dink dit is belangrik dat ouers hulle kinders se persoonlikhede in ag neem, jy weet. En dit help ek gaan nou probeer my dogtertjie is my dogter. Ek moet ophou om te praat van dogtertjie, sy word so vinnig groot. Maar my dogter, sy's meer so 'n bietjie van 'n laatslaper, waar ek is 'n oggendmens en my seun is 'n oggendmens. My man is ook nou weer bietjie meer so sy, jy weet so. En om te kry wat vir haar werk, dit help nie ek dwing haar om te sê, jy moet nou 5 uur opstaan, want 7 uur moet jy met skoolwerk begin, en sulke goed nie. So, mense moet vind wat vir haar werk, want ultimately gaan dit oor haar, dit gaan nie oor my, wat nou die perfekte huishouding en dinamika wil hê nie, jy weet, so, ja, ek dink is belangrik dat mense met hulle ook daai inligting, hulle moet 'n observasie maak, om hulle kind te kan help, of te kan lei eerder na die regte ritme en rotine toe, as ek dit nou so sien. Ja. Ek dink is ook baie trial and error, nie? Ons probeer 'n ding en ons sien nou, maar dit werk nie heeltemal lekker nie, so kom ons pas dit bietjie aan. Daar's ook baie goed wat kinders wonderlik kan leer. Dat mense dit kan doen nie. Dit is regtig 'n groot voorreg. Ja. Goed. Bernadette, watter aktiwiteite of metodes by die huis het jy gebruik om jou kinders se karakter baie positief te vorm? Minionet, ek dink mense kyk baie goeders, miskien mis mens dit. Want ek dink instinktief doen ons dalk goed wat ons nie besef eintlik bydra tot dit nie. Maar ek sal 'n paar goetertjies noem. Een van die goed wat ek dink baie van ons al vroeg begin doen is om vir kinders taakies te gee. Byvoorbeeld om vir die hond kos en water te gee of om vir die voeltjies se hokkie skoon te maak. My kinders het die groot voorreg gehad om met baie diere groot te word. Ons het op 'n klein hoewe gebly. So hulle het baie verantwoordelikhede ten opsigte van dit gehad. En dan een wat my na in die hart lê is refleksie. Dis my verskriklik belangrik om
dit kan verskillende emosies herken by mekaar. Vir een persoon is dit 'n verskriklike ding as die beker vanoggend blou is en nie pink nie. En ek kan dalk nie verstaan hoekom jy so voel nie, maar om dan in te tap by mekaar en vir mekaar respek te hê in daai opsig ook en die verskil te kan raak sien. En dan ook wat ons van hou om te doen is om verskillende scenario's uit te speel vir goed wat gebeur het. So sien nou maar ek het nou my toon gestamp. Ek gee nou dom voorbeelde, maar sien nou maar ek het nou my toon gestamp. En toe ek die toon gestamp het, het ek die bank met die vuis geslaan want daar is my toon seer. Om te gaan sit en te sê, okay, dit is nou wat gebeur het en dis hoe ons nou opgetree het. Wat dink julle sou dalk 'n beter manier gewees het om op te tree? En dis baie keer ons ouers kan ons eie voorbeelde gaan gebruik om met ons kinders oor te praat want ons maak regtig baie foute. Sodat ons kinders daai kan leer. So refleksie is my belangrik. Dan om kinders deel te maak van besluite was altyd iets wat ons in ons huis gedoen het. En dit gaan nie net oor besluite vir hulle lewens nie. Met ander woorde, wil jy skool toe gaan, wil jy tuisonderrig, wil jy in Engels, wil jy in Afrikaans, wil jy ballet of wil jy gitaar? Nie net daai besluite nie, ook huishoudelike omstandighede. Ons wil 'n nuwe kar koop. Dink julle dis 'n slim idee? Van watter tipe kar sou julle gehou het? Jy weet, laat mens daai regte lewensgoed met hulle bespreek, want dit is belangrik om van kleins af deel te wees. Finansiële beplanning en bestuur is ook iets, ons begin ons altyd nou klein met 'n sakgeldjie en daai, en my kinders is nou bietjie ouer, so hulle begin nou leer van beleggings, en daai goed ons is nou nogal ernstig oor dit, hoe spaar ons, hoe hanteer ons geld, hoe dink ons oor geld, so ek dink om hulle verantwoordelikheid daarmee te leer, en om 'n pad saam met hulle te stap en vir hulle te wys, want dit is wat gebeur as ons nou nie mooi na ons geld gekyk het nie, so ons gee vir hulle keuses van wat hulle met hulle geld kan gaan doen, maar dan kan hulle na die tyd kom terug by daai refleksie, gaan sit en sê, as ek nou nie nou die dag nou daai t-shirt gekoop het, terwyl ek 10 t-shirts het nie, kon ek nou vandag saam met my maatjie in Tempen bowling speel het, jy weet, so, dit partykeer, mense praat ons maar van tough love, om partykeer maar so 'n bietjie tough love te wees, maar met liefde daarby, dit moet regtig met liefde gedoen. Ja. En dan 'n groot een wat die laaste paar jaar nou by ons is in die hoër grade, is die eie tydsbestuur en beplanning. Omdat hulle graad 10 en 12 is, het hulle baie vryheid in terme daarvan. Ek staan nie heeldag met 'n stokkie en tik en sê, jy moet nou leer, jy moet nou borrel nie. Dis absoluut hulle eie verantwoordelikheid. En as jy nou 3 jaar gaan vat om matriek te kry, dan is dit nou jou probleem. So ek dink om hulle daai vryheid te gee, want dit is ook maar hoe hulle gaan leer. Ja, en dan vind die leer in die veilige omgewing plaas, en nie daar buite nie. So, ja, en die liefde vir leer groei deur daai hele konsep van moet leer na wil leer te verander, né? Yes. Ja. Goed, dankie. Wat sal jy sê is die boublokke wat help om jou kinders se karakter te vorm? Ek dink die heel grootste een vir my is modellering. Dan dink ek altyd aan daai ding wat hulle sê van monkey see, monkey do. En ja, ek dink is baie keer 'n bitterpil vir mense om te sluk as hulle mooi daaroor begin nadink, want my kind leer respek deur hoe ek my kind met respek hanteer. So dit begin eintlik by my, en ons verwag baie keer dit moet by die kind gebeur. Die kind moet dankie sê en asseblief sê. Ja. Waar eintlik begin dit by my. Ek moet dankie en asseblief sê, want dan leer hy om dit te doen. So modellering is my regtig belangrik, en dit gaan oor alle terreine van die lewe. Dit gaan oor hoe ek self met my finansies werk. Dit gaan oor hoe ek self uitdagings hanteer en teleurstellings hanteer. Al daai goed leer hulle by my, hoe ek optree as ek my toon gestamp het. So, dit is eintlik 'n baie groot en daunting verantwoordelikheid, en dan voel ons baie keer soos mislukkings, maar ek dink dit is ook 'n plek waar ons kinders kan leer om jammer te sê. Ek dink ons moet nie bang wees om jammer te sê nie. Om te sê, ek het 'n fout gemaak, ek het verkeerd opgetree, ek is jammer. Dis eintlik hoe ons dit moet doen. So ja, dis 'n groot een. En dan kommunikasie is ook vir my altyd heel bo aan 'n lys. So, want ek voel al verhoudings kan nie gebou word as daar nie kommunikasie is nie. Dis waar. Ja, so, en dit is lekker as
ek dink kommunikasie was nog altyd deel van ons lewens. Ek dink ek praat baie keer heeltemal te veel dinge met my kinders wat dalk heeltemal oor hulle koppe gaan, veral toe hulle nou kleiner was. Nou is dit lekker want hulle begin nou baie saamgesels. Maar om oop en eerlike gesprekke te kan hê met mekaar oor alles wat in die lewe gebeur. En ja, om te sê, dit is okay as jy partykeer van opinie verander, want partykeer dan sê jy 'n ding en dan later en dink jy, joh, miskien moes ek dit nou nie so vir my kind gesê het nie, en te kan sê, weet jy, ek het weer daaroor gaan dink, en eintlik voel ek so en so daaroor, want ek dink mense praat partykeer bietjie in die spur of the moment, en dan later as jy reflekteer daaroor, dan sien jy, So, ja, en dan ook dat ons mag maar verskil van mekaar, dis okay. Ons hoef nie almal dieselfde te voel oor 'n ding nie, maar dit is dan nie nodig om daaroor te beklei noodwendig nie. Mense kan net verskil. Dis alright. Ons het elkeen ons eie opinie. Verskille moet aanvaar word. Ja. Dan die volgende enetjie, dink ek is deelname. Ek het van hierdie goed nou by die vorige ding eintlik al aangeraak, maar soos deelname in dit wat gebeur in die huishouding, want dit skep vir hulle 'n gevoel van hulle hoort hier en hulle is waardevol in hierdie gesin. Hulle opinie tel, jy weet. So ek dink deelname is baie belangrik en om saam goeders te doen en saam jou huishouding te onderhou. Dat dit nie net een persoon se verantwoordelikheid is nie. Konsekwentheid, veral by die kleiner kinders, maar dit strek vir altyd, maar konsekwentheid is maar ongelooflik belangrik, want dit skep weer eens, dis net soos 'n roetine nou maar, dit skep weer eens daai veilige omgewing van ek weet wat word van my verwag, so ek hoef nie angstig of bang te voel nie. Wat vandag reg is altyd reg. Wat vandag verkeerd was, is altyd verkeerd. My ma gaan nie môre met my beklei oor iets wat sy vandag oor gelag het nie. Dis my vreeslike belangrike ene, ja. En dan die laaste ene, komplimente of in Engels sê hulle positive reinforcement, en dit klink vir my so lekker, daai reinforcement woord, maar in Afrikaans 'n positiewe versterking, nê? Maar om komplimente vrylik uit te deel en om te fokus op dit wat kinders reg en goed doen. En ek wil nie sê mens moet 'n blinde oog gooi vir dit wat verkeerd gaan nie. Ek wil nou nie, dis seker gevaarlik, maar vir my voel dit die positiewe moet altyd daai negatiewe oorskadu. 'n oulike voorbeeld net uit ons eie lewe uit wat ek graag sou wil deel is, toe Karel nou klein was, hy was seker maar, ek weet nie, hulle kry mos daai terrible twos of wat ook al, nee? Hy was seker nou rondom hier's vir jou raad, man, jy net. Ja, maar hulle kry mos nou maar daai, en ek kan onthou so goed, ons het na die petrolstasie toe gestap om 'n sjokolade te gaan koop, en weer eens, dit het nou al daar begin van ons budget graag, so ons leer kinders, jy sê voor die tyd, ons gaan net R10 spandeer, en hy soek toe iets wat bietjie meer kos, en ons sê toe nee, jy kan nie dit kry wat meer kos, want ons het gesê, dit is wat ons gaan spandeer. En toe val hy nou natuurlik soos 'n tipiese 2-jarige op die vloer neer, en dis beentjies en armpies wat waai, en ek onthou so goed dat dit was eintlik met my mond oopgehang, maar my man het hom opgetel van die vloer af, hom op sy heup gesit, en ons het sonder iets by die winkel uitgestap en huis toe gegaan, maar niemand het 'n woord op daai oomblik gepraat nie. Van jy was nou stout, moenie dit weer doen, of ek gaan jou pak gee. Daar was niks van daai nie. Dit was hierdie stil, rustige oomblik van jy het 'n geleentheid gehad, jy het dit laat verbygaan. Kom ons gaan dink bietjie na daaroor. En dit was die eerste en laaste keer wat hy 'n tantrum gegooid het. Ek dink dit gaan nou vir almal werk nie, maar ek voel net soos laat die positiewe eerder net, moenie soveel aandag gee nie aan die negatiewe nie. Dis eintlik wat ek wil sê. As jy aandag gee aan die negatiewe, is jy besig om daai optrede te versterk. Waar as jy aandag gee aan die positiewe, dan versterk jy daai optrede. Dis eintlik die punt wat ek wil maak. So, ja. Okay, nee, dit is wonderlik. Ek gaan jou advies vat vir wanneer my in hakies terrible twos voor lê. En ek dink Ekskuus, ek wil sê ek dink natuurlik nie ons met ons kinders label nie.
Ja, Kloppie. nee, okay, dis reg. Wanneer sy 2 jaar oud is. Kom ons sê dit Dis so, dis fyn. 'n feit wat dit is. Maar Benedict, baie dankie dat ek vandag met jou kon gesels. Dit was baie lekker om jou insigte te hoor oor hierdie onderwerp en ek glo dit gaan vir ouers ook help die wat die leiding nodig het op hierdie grondgebied vir karakterontwikkeling, veral as jou kind 'n tuiskoolonderrig toepas. So ek wil net sommer vandag vir jou baie dankie sê van ons kant af dat jy vir ons tyd gemaak het en dat jy jou kennis met ons gedeel het. So, dis 'n groot kusie. Baie dankie Minionet, dit was lekker. En baie dankie vir al ons luisteraars wat vandag deelgeneem het. En ons sien uit daarna om julle by die volgende episode te sien. Lekker dag verder.